Okay, Jonathan, ek dink ons moet ons het nou so 'n bietjie voor die tyd gesels en sommer maar inval met dit, want ek dink dit is tog 'n goeie plek om te begin. Is mense het eiendom en ek dink een van die eiendom wat die meeste mense het is jou primêre woning. Wanneer is jou primêre woning jou primêre woning? Moet jy actually in hom bly? As jy net een eiendom het en jy verhuur hom uit, is dit jou primêre woning of nie? Kan hy so gekategoriseer word? En hoekom is dit belangrik om te weet wat is jou primêre woning? Okay, sommer 'n paar vrae op een slag, maar so kom ons begin dalk by die begin. Jou primêre woning is die woning waarin jy bly. Dit is nie 'n woning wat jy verhuur nie, so selfs al besit jy net een woning. En ek kry baie keer tevens eintlik hierdie vraag as ek met getroude paartjies werk en hulle sê maar my vrou besit 'n woning en ek besit een. En dan verhuur ons een van die twee, want gewoonlik bly ons dan in dieselfde huis as dinge goed gaan. Dan is die een wat my vrou nou verhuur is mos haar primêre woning, want sy het dan nou net een. Nou die antwoord op daai is ongelukkig nee, dit is nie. Jou primêre woning is die woning waarin jy gewoonlik woon. Dis die enigste manier wat hy gaan kwalifiseer. So selfs al sê jy in 'n huurhuis bly en jy het 'n ander huis wat jy besit wat jy uitverhuur, is dit nie outomaties jou primêre woning net omdat jy een eiendom het nie. Jy moet fisies in daai woning bly. Dit raak 'n bietjie gekompliseerd as jy op 'n stadium sou trek en jy verhuur hom vir 'n tydjie, so aan, dan is daar 'n tipe van 'n pro rata verdeling wat die ontvanger dan doen as jy jou woning daarna verkoop, maar die rule of thumb sê maar dis die woning waarin jy bly. Nou hoekom is dit belangrik om dit te weet? Is omdat jy op jou primêre woning 'n R2 miljoen korting kry op jou kapitaalwins, nie op jou kapitaalwinsbelasting nie, want ek dink dis ook 'n foutjie wat mense baie keer maak, maar op jou kapitaalwins. Met ander woorde, as jy 'n woning gekoop het vir, kom ons sê, R2 miljoen of so, tipies hier in Bailey Park, en jy sou oor 5 of 6 of 7 jaar daai woning gaan verkoop vir 3 of vir R3.2 miljoen. Dan maak jy 'n wins van 1 of R1.2 miljoen. En daai wins gaan nie belas word by jou enigsins nie, want dit is minder as R2 miljoen. Die oomblik wat jy oor R2 miljoen gaan, dan begin jy kapitaalwinsbelasting te betaal. Okay, so ek dink dit is die heel belangrikste rede hoekom ek ook baie keer vir ouens sal sê, as hulle vir my vra, hoe moet ek my woonhuis koop? Koop ek hom in 'n ander voertuig? En sê ek, nee, weet jy wat, daar's 1 of 2 goed in die lewe wat jy nou maar in jou eie naam koop. En jou woonhuis is wat my betref een van hulle. Tensy daar regtig 'n vreeslike saak te maak is, dat daar ongelooflik baie risiko aan jou as individu kleef, koop jy hom in jou eie naam. En net vir interessantheid, want dis ook 'n dingetjie wat baie keer 'n vraag raak, is as ek en my vrou of ek en my man nou die woning saam gekoop het, kry ons dan nou elkeen 2 miljoen se korting. Nou die antwoord op dit is ongelukkig nie. Die korting geld een keer. So as jy 'n same woning gekoop het, jy maak 'n R3 miljoen se wins, dan gaan jy nou nie 2 keer 2 miljoen se korting kry nie. Jy gaan ongelukkig nog steeds op die 1-2 miljoen terugval. Is dit 'n vereiste dat om daai korting te kry, dat hy dan nou in jou persoonlike naam moet wees? Okay. En ek dink veral in Potch is dit iets wat baie relevant is, want ons sien so baie van die plotte en so, wat 'n oom en 'n tannie het hom in 1980 vir 100.000 gekoop, en nou verkoop hulle dit vir 3 miljoen. En dis een van daai goed wat jy moet dadelik soos, okay, oom, tannie, julle moet weet, hier is taamlike reperkusies as julle nou die geld inkry. Jy het nou gesê, daai kapitaalwinsbelasting vorm dan nou deel, of jy word daarop belas. Hoe word daai ingesluit? Hoe betaal jy belasting op dit? Word daai R1.2 miljoen by jou jaar se belasting ingevoeg? Want sommige mense vra my ook gereeld, hoorie, maar dis nou 'n korting en ek het nog nie daai korting gekry nie. Ek meen, hy raak obviously eers relevant as jy die eiendom verkoop of as iemand doodgaan, wat jy nou afstand doen van die eiendom, maar
staan daar dan nou 1.2 miljoen rand op jou e-filing of werk die berekening anders? Ja, so wat jy gaan doen is, wanneer jy jou opgawe indien, dan gaan jy jou verkoopsprys insit en jou kosprys, en daai twee gaan jy nou van mekaar aftrek. Nou, kosprys, en ek wil nie baie tegnies raak daaroor vanoggend nie, ek dink die enigste ding wat 'n ou moet weet is, in Suid-Afrika het kapitaalwinsbelasting ingetree op 1 Oktober 2001. Enige iemand wat 'n eiendom of 'n belegging voor daai tyd gekoop het, as daai persoon vir jou begin vra oor hoe gaan hulle kapitaalwins of so lyk, dan dink ek moet jy hom net verwys na 'n boekhouer of 'n ouditeur toe, laat daai persoon vir hulle die som doen. Want die oomblik wat dit 'n bate is wat gekoop is voor die kapitaalwinsbelastingdatum van 1 Oktober 2001, dan raak dit 'n bietjie moeiliker om te gaan uitwerk. Wat was die oorspronklike koste? Daar's sekere reëls daar rondom. Maar ek dink nie ons wil vanoggend te veel daarin gaan nie. So wat dan gebeur is, jy sal, en kom ons werk dalk met 'n scenario waar jy nou wel 'n winsie van oor die 2 miljoen gaan maak. So kom ons sê die oom en tannie maak 'n wins van 3 miljoen rand, dan gaan hulle gaan en sê goed, ek kry eers my 2 miljoen rand korting, so wat oorbly is 'n miljoen rand se kapitaalwins. Op jou opgawe is dit baie eenvoudig, jy gaan jou kosprys, jou verkoopsprys invul, SARS gaan dit uitwerk en hulle gaan vir jou die sommetjie maak. Maar hoe daai sommetjie gaan werk is, jy gaan die miljoen rand vat, as dit nou in al twee se name was, het elkeen met alle woorde 'n 500 000 rand se kapitaalwins gemaak vir 'n jaar. Elke individu kry elke jaar 'n 40 000 rand kapitaalwins, ek wil eintlik sê verniet. So die eerste 40 000 rand se kapitaalwins wat jy as individu in 'n jaar maak, gaan jy nie belasting op betaal nie. So jy gaan die 500 000 rand vat, jy trek die 40 000 af, dan gaan jy by 460 000 rand uitkom, en dan word daai 460 000 rand gemaal met 40%. So, dis rolweg, kom ons sê, ek dink is so 100, iets in die 80 000 rand dan nou, wat gaan ingesluit word by jou belasbare inkomste. En dis belangrik, want as jy met ander woorde klare salaris of salaris en kommissie verdien het van, kom ons sê, 500 000 rand 'n jaar of so, dan gaan hierdie 180 000 nou bo-op dit kom. So dit gaan jou vat van 'n belasbare inkomste vir inkomstebelastingdoeleindes van 500 na 680 000 rand toe. En die rede hoekom dit belangrik is as 'n ou gaan kyk na die belastingskale van 'n individu, dan is dit nie een koers nie. Dit is 'n koers wat oploop. Eerste 200 000 betaal jy 18%, daarna 26% en so. As jy 'n individu het wat klare redelike groot belasbare inkomste het, dan ongelukkig betaal hy teen 'n redelike hoë koers op daai 40% wat ingesluit word, dan nou sy belasting. En wat prakties maar gebeur is, dat daai persoon gaan dit dan betaal wanneer hulle opgawe vir die finansiële jaar of die belastingjaar waarin hulle die eiendom verkoop het, indien. Wat gewoonlik hier einde November of wat van die jaar waarin daai belastingjaar klaarmaak. So 'n ou wat byvoorbeeld verlede jaar in Oktober so 'n eiendom verkoop het, sal nou einde November daai belasting betaal. As hy nie 'n voorlopige belastingbetaler is nie, maar dit sal daai persoon in elk geval self weet, en dan gaan hy sy ouditeur of sy rekenmeester waarskynlik in elk geval kry om sy somme te maak. Terwyl ons om belastings praat, ek moes jou nou die dag bel en wat vir my gevoel het 'n verskriklike dom vraag vra, want ek is in die game, doen eiendomsoordragte vir 'n lewe, maar sommige goed leer jy eers as jy dit self deur dit gaan, en ons het nou 'n paar maande terug ons eie huis verkoop, en toe ons nou die geld kry vir die huis, dis en so sorry, maar moet ek nou actually hierop belasting betaal? Vergeet nou van kapitaalwinsbelasting, dit verstaan ek darm, maar hier ontvang ons argumentsonthaalwe nou net vir die gesprek, 1 miljoen rand, word ek daarop belas? En 'n ander tannie het my nou die dag dieselfde vraag gevra, hoe werk dit? Nee, want daai 1 miljoen rand is maar dit wat jy gekry het uit die sommetjie uit, wat ons nou gemaak het. So hoeveel kontant jy uit jou transaksie uitkry, want onthou gewoonlik sal dit nou wees, ek verkoop my huis vir 'n X bedrag, maar ek skuld die bank nog soveel,
So 'n klomp van die prys gaan ongelukkig nou na die bank toe. En dit wat oorbly kom dan nou in jou sak. Die sommetjie wat jy maak is, wat was my verkoopsprys? Wat was my aankoopsprys? En as die verskil tussen daai twee minder as 2 miljoen is, dan maak dit nie eintlik saak wat dit is wat jy in jou sak gekry het nie, maar dan gaan jy nie belasting daarop betaal nie. Okay, ons het nou vanoggend redelik eintlik maar oor belegging of eiendom as belegging gesels. En ek en jy het al voorheen 'n podcast opgeneem en ons het baie spesifiek daaroor gesels, maar ek wil gou vinnig weer, ons moet net daarin aanraak, as dit kom by eiendom as 'n belegging. Ek dink in Suid-Afrika het ons hierdie vooropgestelde idee dat almal moet eiendom besit. Dis nou maar een van daai goedjies, jy stap maar na jou paadjie, maak skool klaar, miskien swat jy, as jy klaar is, kry jy iewers 'n vrou en dan moet jy 'n huis koop en dis nou maar, want 'n huis is, enige eiendom is 'n belegging. En is dit so? Is enige eiendom 'n belegging? En as dit nie is nie, of wanneer 'n eiendom 'n belegging is, watter elemente soek ons om te bepaal, okay, yes, as ek nou 'n eiendom wil koop as 'n belegging, watter elemente kyk ons na en wat wil jy veral hê in daai eiendom? Okay, ek wil daai vraag eintlik so half in 2 dele net 'n bietjie opdeel en om so antwoord, François. Die eerste deel is, hoe kyk ek na die huis waarin ek gaan bly? As ons by hom dalk kan begin. Nou, daar's 'n baie interessante debat oor, moet ek daai huis nou koop of is dit nie beter om maar te huur nie? Dis 'n interessante som om te gaan maak. Die probleem is dat daar so baie aannames in daai som, dat jy hom eintlik baie moeilik regtig by 'n swart en wit antwoord gaan uitkom. Ek dink die kort en die lank van daai lê gewoonlik 'n klein bietjie meer in die emosie rondom daai besluit ook. En dit is dat jy wil tog graag 'n basis hê, veral as jy mettertyd 'n gesin het, jy weet, waarvan af jy kan opereer en wat jy weet, hierdie is 'n veilige plek en hier gaan niemand my sommer maar net uitskop of so nie. Waar jy met 'n huureiendom altyd 'n jaar kontrak of ook 'n 2 jaar kontrak hê, maar as daai verhuurder op die einde van die dag verkoop en die nuwe eienaar wil daar gaan intrek, dan gaan jy moet trek. En dis nie altyd 'n lekker gedagte om mee te sit daar waar jy bly en daar waar jy jou gesin groot maak nie, en jy wil waarskynlik jou eiendom ook op 'n stadium 'n bietjie inrig op 'n manier wat vir jou gemaklik is, en dit verskil van individuele huishouding tot individuele huishouding. So vir my, daar is waarskynlik 'n sommetjie om te maak daar rondom, maar ek sê, as jy kyk na die emosie agter die ding, dan sê ek wel, koop daai eiendom. Okay, die vraag is dan sekerlik, moet ek na dit kyk as 'n beleggingseiendom of nie? Wel, ek dink dit is minder relevant daar. As dit 'n huis is wat jy dink aan jou behoeftes voldoen, moet hom nou nie op die slegste plek in die dorp gaan koop nie, dan gaan jy dalk op 'n stadium baie teleurgesteld wees, maar as jy daai huis in 'n goeie buurt kan koop en jy's gelukkig met die omgewing, koop hom. Moenie te veel bekommerd wees oor hoeveel sy prys nou opgaan of nie. Ek dink nie dis so relevant nie. Okay, so dis die een kant. Die ander kant is nou 'n suiwer beleggingseiendom, en daar is die vraag dan nou, is elke tweede of derde of vierde eiendom wat ek koop dan nou 'n beleggingseiendom? Jy koop hom waarskynlik omdat jy 'n paar rand op hom wil maak, dis hoekom jy nie daai geld gaan belê op 'n ander manier nie. Nou vir my is daar 2 goed wat baie belangrik is, en die 2 goed kan nie eintlik sonder mekaar nie. Vir 'n eiendom om 'n beleggingseiendom te wees, het jy nodig dat jy 'n redelike huur vir daai eiendom kry. Maar as jy die sommetjie gaan maak op dit wat jy investeer en net die huur as opbrengs, dan gaan jy sien dat dit nie sin maak. So dit is baie belangrik dat die potensiaal vir kapitaalgroei ook daar moet wees by hierdie eiendom. Jy gaan tipies vind dat jou huur gaan iewers tussen, op die oomblik, afhangend van waar jy koop en hoe goed jy koop, iewers tussen 6 en 9% of so dalk opbrengs vir jou gaan gee. Nou dis te min om dit die moeite werd te maak om 'n eiendom te gaan belê. So jy kort daai oor tyd, kom ons sê 3 tot 5, hopelik miskien selfs 3 tot 8% groei in die kapitale waarde van daai eiendom om
regtig waarde as 'n belegging uit jou eiendom uit te gaan kry. En dis 'n baie belangrike ding. Hoe kry jy dit? Ek dink julle weet dit beter as ons, maar jy gaan ongelukkig moet kyk na waar die eiendom is wat jy koop. Wel, eerstens na die koopprys. Jy gaan nie te duur vir 'n beleggingseiendom kan betaal nie. So dis nie van, jy weet, ek het nou gister besluit ek wil nou 'n beleggingseiendom gaan koop en dan gaan ek nou môre enetjie gaan soek en die eerste ene vat wat ek kan kry nie. Spandeer 'n bietjie tyd en kyk dat jy vir 'n billike prys daai eiendom gaan koop, dat die eiendom in 'n billike toestand is, waarskynlik hopelik 'n lae onderhoud eiendom is. Ek is tipies byvoorbeeld ook nou nie baie lief daarvoor om 'n gewone huis te gaan koop en hom te gaan uitverhuur nie. Jy sit met 'n tuin, jy sit met 'n klomp goed wat onderhoud vat. So jou tipiese beleggingseiendom is eintlik maar 'n eiendom wat in 'n soort van 'n bodycorp sit, waar baie van die eksterne goed, die goed wat buite die huis gebeur, amper vir jou bestuur word deur ander ouens, en dan gaan kyk jy waar is die location en is dit so dat jy daar potensieel jou kapitaalgroei oor tyd gaan kry. Dan dink ek sit jy met 'n redelike beleggingseiendom. Nou jy gaan dit nie elke liewe jaar kan meet nie, soos julle weet, is die eiendomsmark maar geneig om so 'n bietjie in rukke en stote te beweeg. Partykeer staan hy regtig vir 'n jaar of 2, 3 omtrent stil, of in 'n area staan hy omtrent stil, maar in jaar 4 en 5 kry jy dalk 8 of 10% groei op daai eiendom. So dit bly 'n langer termyn belegging en 'n ou moet maar 'n bietjie vasbyt om die potensiaal regtig uit dit uit te kan kry. Jy het dus 'n bietjie gesê dat ek meen die koopprys wat jy mee koop maak 'n groot verskil. En ek wil so 'n bietjie gesels en ons het in die podcast ook daaroor gesels, is en iets wat mense nie dink nie, is die prys waarmee jy inklim en die prys wat jy uitklim op die einde van die dag. Mense dink ek maak ooit regtig daai sommetjie nie. Hulle kyk na, okay, ek koop nou 'n woonstel vir 1 miljoen en ek het hom nou oor 'n klompie jare vir 1.5 miljoen verkoop en dis dit. Maar hulle vergeet van, as jy nou inklim, het jy heel moontlik 'n verband, jy het verbandregistrasie, prokureur betaal, jy het oordragskostes betaal. As jy uitklim op die eendag of eendag in die toekoms, moet jy vir Dieter sy kommissie betaal wat hy nou weer. So jy dink jy het R500,000 hier gemaak, maar jy dalk, as jy nou mooi gaan kyk, dalk net 200,000 of 300,000 en saam met dit, as jy met 'n verband gekoop het jy vergeet van al die rente wat jy betaal het. So hoe belangrik is daai deel ook van dit? Ja, definitief. So ek dink as jy die sommetjie wil doen, dan moet jy al die koste gaan insluit, en met eiendom is dit ongelukkig sodat daar is koste om in en uit die mark te beweeg. As jy 'n eiendom koop, gaan jy potensieel verbandregistrasie betaal, jy gaan die oordragskoste en so betaal, en met verkoop is die groot goed, maar die agentekommissie en potensieel 'n paar ander goedjies wat jy gaan moet optel. Die belangrike ding vir my eintlik as jy gaan kyk na eiendomsbelegging as sulks, is dat jy dit op die regte manier benader, jou sommetjie op die regte manier eintlik maar benader. En dit is dat as jy nou 'n eiendom vir R1 miljoen gaan koop, jy betaal die oordragskoste en so, dan gaan jy dalk, kom ons sê, by R1,50,000 uitkom, saam met jou verbandregistrasie, en dan gaan kyk jy nou wat is jou huur in 'n maand, dan gaan jy dalk nou nie by so 'n wonderlike sommetjie uitkom nie, maar wat jy eintlik moet gaan doen is om te sê, wat is die kontant wat ek in hierdie eiendom gaan belê het? Want dis nie noodwendig die miljoen of die R1,50,000 nie, want jy het by die bank 'n klompie geld gaan leen. So jy het dalk 'n deposito gaan neersit van R100,000 of R150,000 op hierdie eiendom. En dit is die geld waarop jy jou opbrengs moet meet. So jy moet gaan sit en sê, op hierdie R150,000, yes, as ek nou, in jaar 1 het ek dalk nou met my paaiement en so, as die rentekoers nie te bad was nie, net gelyk gebreek, ek het 'n 3% kapitale opbrengs gekry, as ek 3% op R1,000,000 gekry het, dan is dit R30,000, op die R150,000 wat ek ingesit het, is dit eintlik 20%, maar as ek dit gaan meet op die miljoen, dan lyk dit of ek 'n baie swak belegging gemaak het. Maar as jy 'n alternatiewe belegging sou moes gaan maak het, en jy moes jou geld gevat het en dit byvoorbeeld op die aandelebeurs gaan belê het of so,
dan sou jy wel jou opbrengs gaan meet het op die R150,000 wat jy ingesit het. So ek dink, en dis waar ouens baie keer 'n denkfout maak, dink ek, rondom eiendom. Jy moet gaan kyk na wat is die bedrag wat jy ingesit het en jy moet dit daarop gaan uitwerk. Nou okay, dis nie heeltemal so eenvoudig nie, as jy na jaar 1 sou verkoop, gaan jy nou agentekommissie hê en so aan, so jy gaan sien, dat waarskynlik begin jou sommetjie hier na jaar 4 of 5, so 'n bietjie beter lyk, en so 'n bietjie uitwerk. Maar ek dink die konsep daarvan is baie belangrik. Moenie die denkfout maak van ek moet dit op die kapitaalebedrag van die eiendom gaan uitwerk nie. Ek moet gaan kyk op die geld wat ek ingesit het. Wat is dit wat ek kry oor tyd? Perfect. Ek dink dit maak baie sin. En ek dink ek wil nou 'n bietjie oorskuif na, dis 'n vraag wat eintlik 'n paar dele het, en ek gaan nou maar die verskillende dele vir jou sê, en dan kan jy nou maar begin waar jy wil begin, maar ons het nou voor die tyd ook bietjie oor boedelbeplanning gesels, en ek dink mense mis dit totaal en al. Ek dink ons kom altyd weer terug by die vraag oor finansiële beplanning en by boedelbeplanning, en mens moet na die groter prentjie kyk. Hoe lyk hierdie prentjie as ek môre sou sterf, of voor 5 jaar sou sterf, of voor 20 jaar sou sterf, en die implikasies daarvan. Wil jy jou eiendom in jou persoonlike naam hê of nie? Wil jy dit eerder in 'n ander voertuig, beleggingsvoertuig hê? En ons het nou gesels oor, okay, jou primêre woning soek jy in jou eie naam, hoofsaaklik. En dan sit ons nou baie keer met verskillende vrae. Ek en Talita het al daar, jy sit elke nou en dan met iemand wat dink hulle gaan 'n eiendomsmagnaat word, en hulle staan nou by eiendom 1 wat hulle nou gaan koop, is of beleggingseiendom 1, kom ons noem dit eerder so. Koop jy daai eiendom in 'n entiteit, moet mens eers nou 'n entiteit oprig, of koop jy in jou eie naam, of dan die ander vraag wat daarmee saamgaan is, jy kry nou iewers 'n kliënt wat nou reeds 5 of 10 of so eiendom besit in sy eie naam. Hoe hanteer mens dit? En ek dink die een ding is die onmiddellike ding, hoe koop hy die volgende eiendom, maar dan nou ook die langer termyn finansiële beplanning of boedelbeplanning. Moet hy daai eiendomme in sy eie naam hou, of is dit iets wat mens moet aanspreek oor tyd? So dis nou 'n klomp fasette, maar eintlik waar ek by wil uitkom is, okay, is daar 'n plek waar jy eiendomme nie meer in jou eie naam koop nie? Wanneer raak dit relevant? En hoe lyk daai voertuig? Dis iets waar ek en jy al baie gesels het. En ek wil sommer nou nog 'n vraag hier by ingooi. 'n Ou wat dalk nou net, hy het sy primêre woning, en hy wil nog so 1 of 2 woonstelletjies koop, en dis dit. Hy beplan nie om 20 woonstelle te hê in sy lewe nie. Is dit fyn om met sy eie naam te koop, of is 'n beleggingsvoertuig nog steeds die moeite werd? Ja, dit wil jy nie aanspreek nie, so ek weet dis nou baie vrae, maar ja, net soos jy wil begin. Okay, ek dink kom ons begin dalk by, hoekom sal ek dit nie in my eie naam potensieel wil doen? As ek na beleggingseiendom gaan kyk, ek dink ons het vroeër gepraat oor die vraag van my primêre woning, en ek dink ek is gemaklik daar dat jy doen dit in jou eie naam. Hoekom sal ek my beleggingseiendom potensieel nie in my eie naam wil koop nie? En ek dink daar is 2 potensiële redes hoekom jy dit nie sal wil doen nie. Eerstens, as jy 'n individu is wat klare redelike groot inkomste verdien, dan gaan die inkomste wat jy op jou beleggingseiendom verdien, by daai inkomste getel word, en in die slegste geval is jy, en julle gaan sulke kliënte hê, wat, kom ons sê, klare 150,000 'n maand of wat verdien. As jy klaar daar is, dan gaan jy 45% belasting betaal op elke rand beleggings of hier wins wat jy kry. So nou nie elke rand hier wat jy kry nie, maar jou wins wat jy aan die einde van die jaar of aan die einde van elke maand maak op jou beleggingseiendom. Nou dis 'n redelike hap uit jou sak uit, en dit gaan jou definitief keer om vinniger met jou portefeulje aan te gaan, omdat jy die hele tyd hierdie geld verloor na die ontvangerskant. Goed, so dis die eerste een. Die groter ene is egter dat, kyk, daar is 'n spreekwoord wat sê, jy kan maar
seker wees van twee goed in die lewe en dis nou death en taxes. Nou die probleem met death is dat hy bring ook nou op sy eie weer 'n klomp taxes, so jy kry daar eintlik 'n dubbel hou. En wat gebeur as jy as individu te sterwe kom, is dat jy word geag deur SARS om op die dag wat jy afsterf van al jou bates teen markwaarde ontslae te raak en jy gaan eerstens kapitaalwins of inkomstebelasting betaal op al daai bates. Nou ons het nou gou oor die kapitaalwins sommetjie en hoe dit in beginsel werk gepraat. So, dit trigger daai belasting. Dan gaan jy ook nog in 'n situasie wees waar as jy nie aan jou gade bemaak in jou testament nie, maar aan jou kinders of aan 'n trust of een of ander voertuig, dan gaan jy op alles wat in jou boedel is, bo 3,5 miljoen, 20% boedelbelasting betaal aan die ontvanger. As jy boedel bo 30 miljoen is, dan raak dit 25%. Goed, so daar kry jy dan nou eintlik 'n dubbele hou. Jy gaan jou kapitaalwinsbelasting betaal en jy gaan jou boedelbelasting betaal. So, die vraag is dan, hoe kan jy dit nou so klein bietjie mitigeer? En dit is deur 'n ander voertuig te gaan skep, wat nie kan doodgaan nie, om dit nou maar net in eenvoudige Afrikaans te sê. En die enigste voertuig in ons regulatoriese omgewing eintlik, wat 'n ou daarvoor kan gebruik, wat in jou skoene kan kom staan, op 'n manier, is 'n trust. So, wat ons baie keer doen, as iemand kom en sê, hoorie, so ek wil so bietjie nou begin 'n rykdom opbou, hoe doen ek dit sonder dat ek, as ek die dag wegval, nou vir die ontvanger 'n klomp geld gaan gee, dan sê is wel goed, stig 'n trust. Nou, ek gaan baie vinnig net raak aan hoe werk 'n trust, en dit is amper 'n topic op sy eie, maar 'n trust het tipies begunstigdes, so dis die mense waarvoor hierdie trust opgerig is, waarvoor hierdie trust moet werk, en dan het 'n trustees, dis nou amper soos die direkteure van 'n maatskappy, hulle moet seker maak dat dit wat in die trust gebeur, trust reg bestuur word, die beleggings wat die trust maak, die regte beleggings is. Hulle is die ouens wat verantwoordelik is dat die dinge daar reg moet loop. Okay. Nou, so 'n trust is 'n great voertuig om te gaan neersit in jou plek. Die nadeel van 'n trust as sulks is, sy belastingkoerse is ook redelik hoog. Op inkomste 45%, daar loop hy maar saam met 'n individu wat 'n redelike groot inkomste verdien, en op kapitaalwinste betaal jy teen 80% van jou kapitaalwins, betaal jy ook die 45% belasting, so effektief eintlik betaal jy 36% belasting op jou kapitaalwinste. So dis 'n redelike hoë belastingkoersvoertuig. Okay. So wat ons tipies dan sê is, gaan stig vir die trust dat hy in jou plek kom staan, maar gaan stig ook 'n maatskappy, 'n gewone privaat maatskappy, Pty Limited, en gaan koop jou eiendomme in daai maatskappy. Die voordeel van 'n maatskappy is, hy het 'n belastingkoers van 27% op inkomste, so op jou gewone verhuuringswins gaan jy 'n vaste koers van 27% betaal. Kapitaalwinste word in sy naam ingesluit teen 80%. So as jy 'n miljoen rand se kapitaalwins maak, miljoen maal 28, 8 maal 80%, is so 800.000 rand, en dan maal jy dit met die 27% inkomstebelastingkoers. So dit gaan jou rolweg so hier by, ek dink 210, tussen 210 en 220.000 rand se kapitaalwins uitwerk. Maar die groot voordeel is eintlik dat dit jou die geleentheid gaan gee om jou eiendomsportefeulje te gaan bou met inkomste wat teen 'n relatief lae koers belas word, plus nou sit jy in hierdie struktuur waar hierdie eiendomme en hierdie winste nie in jou boedel inval nie, en jy is nie besig om jou eie boedel groter en groter te maak en jou eie boedelbelastingprobleem groter en groter te maak nie, dit staan een kant. En tipies wat 'n ou dan sal doen is in so 'n trust, sal jy jouself en jou vrou of jou man en jou kinders en hulle kinders potensieel die begunstigdes maak, so jy weet, daar is nog steeds een kant gesit vir jou familie, niemand anders kan voordeel daaruit kry nie. Verloor jy 'n klein bietjie beheer oor daai bates, is baie keer die vraag wat ek dan kry,
ek dink jy kan dit goed genoeg inkleer, dat jy nie te veel beheer oor daai bates wat jy in daai struktuur insit gaan verloor nie. Maar dit is wat my betref op die stadium met die regulasies en die belastingwetgewing en soos dit is, waarskynlik die optimale struktuur om as jy 'n portefeulje wil gaan opbou, dit te gaan doen op 'n sinvolle manier. Jou ander vraag was, wat as ek nou net 1 of 2 beleggingseiendomme wil vat? Goed, die nadeel uiteraard van 'n trust en 'n maatskappy is, daar gaan 'n redelike administratiewe moet nou maar die Engels te gebruik, burden daarmee saamkom. Jy moet nou eers die goed gaan stig. Dis nog entiteite waarvoor jy jaarliks belastingopgawes gaan moet indien, halfjaarliks voorlopige belastingopgawes. Jy gaan waarskynlik met finansiële state laat doen en. So jy gaan sit en kyk waarvoor sien jy kans in terme van koste en in terme van bietjie meer kompleksiteit. Ek sou sê as jy veral 'n ouer persoon is wat sê kom ons sê iemand wat aftree tipies, wat 'n deel geld uit hulle aftreefondse uit onttrek en hulle wil dit nou in eiendom gaan insit, maar hulle weet, hulle wil net die in eiendom hê en hulle wil eintlik maar net 'n beleggingsinkomstetjie uit dit kry. Dan sê ek, weet jy wat, ek dink nie jy het daai kompleksiteit nodig nie. Gaan koop dit in jou naam of gaan koop dit in jou gade se naam as daai persoon in elk geval 'n bietjie minder inkomste het en hanteer dit op daai manier. Maak vrede met die feit dat as jy eendag se wegval, gaan jy dan nou 'n klein bietjie kapitaalwinsbelasting moontlik daar betaal, maar dit gaan waarskynlik vir jou beide administratief en net uit kompleksiteitsoogpunt uit gaan dit vir jou 'n bietjie makliker uitwerk. Maar weer eens as jy met iemand sit wat sê, hey, ek is in my 20s, 30s, 40s, ook selfs vroeg 50s en ek het regtig hierdie ding van ek wil 'n portefeulje gaan opbou, dan sê ek wel, gaan kyk na 'n sekondêre struktuur waar jy nie die persoon is wat die eienaar is van daai struktuur nie. En as jy wegval, dan moet iemand daai goed gaan uitsorteer nie. Wat van die geval waar kliënt kom en hy gaan nou 'n eiendom koop, maar hy het nou al klaar besit reeds 5 eiendomme of 10 eiendomme in sy persoonlike naam. Hoe hanteer mens nou, kom ons werk op 5 eiendomme, hoe hanteer mens nou eiendom nommer 6 en doen mens iets dan nou ook aan die 5 wat hy reeds besit in sy persoonlike naam? Ja, so dis 'n interessante vraag, dit gaan 'n bietjie individu spesifiek wees. Weereens, as dit 'n persoon is wat nog daarna aan die kyk is om hulle eiendomsportefeulje kwai uit te brei, dan sou ek sê, wel, gaan sit die struktuur in plek vir eiendom nommer 6 en van eiendom 6 af gaan plaas die eiendomme in daai struktuur in. Wat doen jy dan met eiendom 1 tot 5? Jy gaan waarskynlik 'n evaluasie moet doen van daai eiendomme en sê, goed, hoe lyk dit as ek hierdie eiendomme nou wil oorvat na my struktuur toe? Gaan ek 'n vreeslike kapitaalwins maak op hierdie eiendomme? En baie keer is dit so dat op van hulle gaan jy en op van hulle nie. So dan gaan jy dalk daai eiendomme waarop jy nie 'n vreeslike kapitaalwins gaan maak nie, gaan jy dalk potensieel oordra. Ongelukkig weer eens, jy gaan maar dieselfde koste hê om in en uit die mark uit te beweeg, behalwe miskien dat jy nou nie agentekommissie gaan betaal nie. Maar jy gaan oordragskoste van 'n prokureur betaal. Jy gaan potensieel as jy nog 'n verband op daai eiendom gehad het met bank toe gaan en sê, hoor hierso, jy weet, ek wil graag die verband aflos, julle gaan nou vir my 'n verband in hierdie nuwe entiteit moet gee, so dis 'n verbandkansellasie, verbandregistrasiekoste, die bank het sy eie koste ook om daai fasiliteite te doen. So wat 'n ouma baie keer vind, is dat jy ongelukkig met daai eiendomme op 'n punt is wat jy sê, weet jy wat, kom ons hou liewer daai eiendomme maar waar hulle is. En dit gaan 'n bietjie terug na 'n ander vraag toe, en ek gaan nou 'n klein bietjie afwyk van net hierdie, maar ek dink tog dis belangrik. En dit is die vraag van, as ek nou 'n beleggingseiendom koop, moet ek dan nou omhou tot ek die dag nie meer hier is nie, of hoe kyk ek na daai beleggingseiendom? Nou ek voel baie sterk daaroor dat jy in elk geval jou eiendomme ten minste 1 keer elke 3 of wat jaar moet gaan evalueer en sê, is hierdie eiendom nog op die regte plek? Of het die omgewing rondom hierdie eiendom in die laaste 3, 4, 5 jaar in so 'n mate verander dat ek 'n klein bietjie ongemaklik begin voel oor wat hier aangaan?
is die dorp of stad waarin ek hierdie eiendom gekoop het besig om in 'n ander rigting uit te brei as waar hierdie eiendom vir my sit, en loop ek die risiko dat oor tyd ek eintlik nou nie meer regtig kapitaalgroei gaan kry in hierdie area wat ek nou is nie. Want dan moet ek eintlik gaan en daai eiendom verkoop en liewer weer 'n nuwe belegging in eiendom maak. En ek dink baie keer maak ouens die fout om te sê nee man, as ek die ding nou eers het, dan hou ek hom. Maar ek dink dis belangrik om daai evaluasies te doen en te sê, weet jy wat, as ek nie die potensiaal meer in 'n eiendom sien nie. So as ek nie op 'n plek is waar ek kan sê dit wat ek nou in my sak gaan kry vir hierdie eiendom, sou ek nou ook bereid gewees het om te betaal vir hom nie. Dan moet ek liewer daai eiendom laat gaan. En om dan terug te kom na die vraag wat ons eintlik nou bespreek het, is in daai geval gaan hierdie ou dan die eiendom uit sy eie naam uitverkoop en dan kan jy potensieel daai opbrengs gaan aanwend in die struktuur en sê goed, kom ek koop dan my volgende eiendom daar. Want daar is wat my betref regtig, ek dink min eiendomme waarmee jy, kom ons sê 20 of 30 jaar gaan sit, wat vir jou regtig 'n goeie opbrengs oor al daai 20 of 30 jaar gaan gee. Dorpe en stede se demografie verander, die areas waarin die groei is verander oor tyd. Dit het ons, dink ek, in Potch self ook al gesien. Die area waarin ons nou sit, was 15 jaar terug 'n uitstekende plek om 'n beleggingseiendom te hê. As jy vandag moet gaan kyk, dan gaan jy dalk 2 keer dink oor of jy regtig in hierdie area wil belê, maar daar's ander areas waar jy definitief baie gemakliker gaan belê. So, dis nou 'n baie lang antwoord op 'n kort vraag, maar ek dink dit is hoe ek dit sou hanteer. Nou, as jy wel met 'n belegger sit wat so tipe iets oorweeg, dan sou ek ook sê, daar is 'n bietjie kompleksiteite daaraan om dan nou daai fondse te vat en dit in 'n sekondêre struktuur in te skuif, en dis nie iets wat julle experts op hoef te wees nie, maar steek net die vlaggie op en sê vir die ou, hoorie, as jy nie 'n boekhouer of 'n ouditeur het nie, gaan praat net gou met hulle oor hoe jy daai proses, of wel, as jy een het, gaan praat met hulle, as jy nie een het nie, gaan soek vir jou ene, betaal gou vir 'n uur se konsultasie en laat hulle net gou vir jou verduidelik hoe dink hulle moet jy daai proses bestuur, want daar is 'n klompie ander goedjies wat ook dan daarop begin inwerk. En dit is so waar, ek sien baie comments op TikTok, as ons nou oor die goed begin gesels, en veral eiendom, persoonlike naam, sterf, al die oordragskostes wat met dit verband hou, dan sal so baie mense sê, hoorie, maar sit die eiendom net in 'n trust, of sit dit net in 'n maatskappy. En ons nou voor die tyd gou 'n bietjie gesels, dat, wat jy ook sê, SARS begin al hoe beter vra oor die regte goed, as dit kom by die goed, en mense wat sê, nee man, die ou saam met wie ek nou die dag gebraai het dit gedoen, en niks het met hom gebeur nie. Is dit so eenvoudig soos, sit net jou eiendom in jou trust, en dra hom nou maar net oor, betaal die oordragsprokureur en sy oordragskostes, en dis dit. Daar het geen geld gewissel nie, of wat is die finansiële implikasies agter dit? Ja, dit raak nou 'n bietjie tegnies, maar wat gebeur is, kyk, ek kan nie 'n eiendom na my trust toe vat, en skielik is hy daar, en daar's nou geen reperkusies vir my nie. Die eerste reperkusie is, ek gaan hom realiseer vir kapitaalwinsbelasting doeleindes, so ek gaan daai ou moet vat. Maar, as daar 'n bietjie ekwiteit in die eiendom was, 'n verskilletjie tussen dit wat ek nog vir die bank skuld en die prys waarvoor ek hom gaan moet oordra, dan het ek een van 2 goed gedoen waarskynlik in die transaksie. Ek het of daai verskil geskenk aan my trust of aan hierdie maatskappy wat aan my trust behoort. Nou dan gaan ek skenkingsbelasting betaal, wat ook maar 20% is. En daar's nou, jy kan die eerste 100,000 wat 'n individu in 'n jaar skenk is belastingvry, maar goed, dit is nou nie so verskriklik baie nie. So, op die res gaan jy 20% skenkingsbelasting betaal. En onthou, dit maak sin, want ons het net nou vir mekaar gesê, in 'n boedelscenario betaal ek 20% boedelbelasting. So die ontvanger kan jou dan nou nie toelaat om voordat jy te sterwe kom, nou al jou goed te gaan wegskenk en dan het jy geen boedel nie. Dis hoekom daar ook 'n skenkingsbelasting bedeling is. Nee, so ek hoef nie dit te skenk egter nie. Ek kan ook sê, nee, weet jy wat, dis okay. Daai maatskappy wat aan my trust behoort, jy het nie geld om my te betaal hiervoor nie. Ek sal vir jou hierdie geld leen.
En jy kan my maar met tyd, soos wat jy geld inkry, kan jy my terugbetaal vir daai. Nou wat tipies gebeur is, daai lenings is eintlik amper nooit terugbetaalbaar nie, want dit mos nou my keuse of ek nou daai geld wil gaan uithaal en ek gebruik dit liewer om nou my eiendomsportefeulje te groei. Nou daar is 'n bietjie kompleksiteite daar rondom, want vir baie jare het ouens geld aan hulle trusts gaan leen teen geen rentekoers nie. En wat gebeur effektief? As ek as individu, as ek 30 jaar oud is, R1 miljoen aan my trust gaan leen, en my trust kry die geleentheid om daai aan te wend. Teen die tyd wat ek 60 is daai R1 miljoen dalk R10 miljoen. En die trust skuld my nog steeds net hierdie miljoen. En eintlik dan nou, as jy baie tegnies wil raak met inflasie en koste wat meer raak, is dit effektief maar so goed soos 200.000 of 150.000 rand nou. En dan het ek dit reg gekry om my eie boedel oor tyd te verarm en die trust se boedel te verryk, sonder dat die ontvanger sy deel daarvan gekry het. En daarvan hou hy nie. So, ons het so, eintlik al 'n klompie jare terug, seker 6-7 jaar terug, het na baie jare SARS toe gesê, maar weet jy wat, as jy rentevry aan jou trust geld gaan leen, of nee, miskien moet ek so sê, as jy aan jou trust geld gaan leen, dan verkies ek dat jy dit doen teen 'n rentekoers. Die minimum rentekoers wat jy kan vra sonder dat ek jou gaan bykom daaroor is repo plus 1, so dis eintlik so prima minus 2,5, so dis nie 'n verskriklike hoë koers nie, maar dis om te kompenseer vir daai verlies van waarde eintlik in jou eie boedel. Doen jy dit nie, dan gaan SARS eintlik en hy sê, goed, maar kom ek gaan werk uit wat sou die rente gewees het op hierdie lening. So as jy R1 miljoen rente vrygeleen het, sê maar vir jou trust, of vir 'n maatskappy wat onder jou trust sit, so enige iets wat nie aan jou behoort nie, maar aan jou trust struktuur behoort, dan gaan SARS en hy sê, goed, ek dink as jy nou gaan kyk wat repo plus 1 is dit waarskynlik in die omgewing van, kom ons sê 8,5%. Hy gaan die R1 miljoen vat en sê, kom ek werk 8,5% op hom uit, dis R85.000, en ek gaan van jou verwag om die skenkingsbelasting op die R85.000 te betaal. So dis teen 20%, kom ons sê R17.000 vir die jaar. Okay. Nou, François en ek en iemand anders het nou die dag gesit en met so 'n scenario so 'n bietjie gesit en die sommetjie gaan maak oor hoe moet jy dit nou doen, en in daai ou se spesifieke scenario was dit vir ons die moeite werd om te sê, nee wat, kom ons betaal daai klein bietjie skenkingsbelasting elke jaar, want ons sit met 'n individu wat klaar teen 45% belas word, dis net nie vir ons aantreklik om die rente actually te gaan deursit nie. Okay. Maar hierdie goedjies is, dit raak redelik tegnies en dit raak eintlik baie individu spesifiek. So ek dink is belangrik dat 'n ou kennis neem dat daai kompleksiteite daar is, maar ek dink nie enige belegger wat by jou aankom, gaan noodwendig die verwagting hê dat jy vir hom hierdie goed moet kan verduidelik nie. Dis net belangrik dat jy weet, hier is 'n klompie kompleksiteite hier agter, en goeie advies vir jou belegger is om te sê, jy koop die eiendom, maar gaan praat met iemand wat vir baie mooi kan hierdie goedjies net uitspel, dat jy die regte besluite kan maak rondom hoe jy dit wil doen. En ek dink, dis waar julle regtig, jy weet, so klein bietjie meer as die volgende ou kan doen. Die volgende agent gaan nie met hom daai gesprekke hê nie, of met haar daai gesprekke hê nie, hulle gaan net eenvoudig sê, baie dankie, jy koop die ding, so ek kry my kommissie en ek gaan aan met my lewe. Maar as jy vir daai ou so klein bietjie in sy wealth planning ook, in elk geval belangstelling toon, en vir hom sê, hy is hy seker, en so, dan gaan hy ook voel, maar jy weet, hierdie ou, hierdie dame, het my beste belang op die hart, dit gaan nie net oor wat hulle uit die transaksie uit kan kry nie. Ekskuus, dis nou 'n klein bietjie van die punt af, maar ek dink dis hoekom dit vir julle ook belangrik is as 'n amper 'n tipe van 'n marketing tool om te sê, hey, kyk 'n bietjie dieper na die ding. Jonathan, ek weet nie of die antwoord op hierdie vraag eintlik maar presies dieselfde is en of ons hom nou klaar geantwoord het nie, maar as mense ook nou uitvind van, okay, as ek nou gaan sterf en my kind kry my eiendom, hoekom dra ek dit nie sommer nou reeds aan hom oor nie? Is dit nie goedkoper om dit nou te doen of beter om dit nou te doen nie? Nou my gevoel is maar altyd dat
as dit net na jou kind toe gaan, los eerder daai eiendom in jou testament behoorlik aan hom of haar doen behoorlike boedelbeplanning om obviously seker te maak daar's genoeg finansies in jou boedel op jou en om te betaal vir die oordrag en die tipe goedjies. Maar is daar 'n scenario waar dit beter is om dit nou reeds aan die kind te betaal? Vir my maak dit nie sin nie, want jy gaan, ek meen as jy doodgaan, is daar nie ereregte en dies meer nie, en die waarde van die eiendom maak dan nou nie noodwendig saak nie. Jou kind hoef jou nie te betaal vir die eiendom nie, hy kry die eiendom. Dis reg, ja. So ek dink die enigste potensiële situasie waar daai gaan sin maak, is as jy ook nie meer die inkomste wil hê nie. So as jy 'n eiendom het wat 'n redelike hoë inkomste het en jy het dit eenvoudig nie meer nodig nie, en jy voel dit moet nou maar liewer na jou kind toe gaan, dan kan jy dit miskien oorweeg of jy daai stappie wil doen voor jou afsterwe. Maar as dit 'n doodgewone scenario is van waar jy anders maar net sou vererf het, dan sou ek ook sê waarskynlik gaan jou makliker situasie wees om maar net te wag vir afsterwe, want soos jy nou sê, die koste van oordrag dan is tog 'n klein bietjie minder as wat dit is wanneer jy dit nou maar net uit en uit doen. Vraag wat ek nie nou gevra het nie, is as jy het nou jou beleggingsportefeulje of voertuig, jy het nou jou maatskappy met jou trust en die tipe goed. Die volgende vraag wat baie ouens nou vra is, moet ek dan nou nie elke volgende eiendom wat ek gaan koop in sy eie maatskappy koop nie? So ek dink daai vraag het 'n paar antwoorde, want ek dink daar's 'n ander miskonsepsie wat 'n ou daaroor net gou moet aanspreek. En dit is dat as ek nou 'n eiendom in 'n maatskappy koop en ek verkoop daarna nie die eiendom nie, maar die maatskappy aan die koper, dan gaan ek nie ereregte betaal nie. Nou daai werk ongelukkig nie so nie. As ek 'n maatskappy verkoop, die aandele in 'n maatskappy verkoop, waarvan die bates meer as 50% residensiële eiendom is, dan betaal ek ereregte op die verkoop van daai aandele asof ek die eiendomme verkoop het. Die eiendom of eiendomme wat dan nou in hierdie maatskappy sit, verkoop het. So, wat my betref, dink ek nie, is dit die moeite werd om elke eiendom in 'n aparte maatskappy te gaan sit nie. Jy skep 'n klompie administrasie wat jy eenvoudig nie nodig het nie. Want jy gaan vir elkeen van daai maatskappye state moet doen, 'n belastingopgawe moet doen, voorlopige belastingopgawe moet doen en. So dit raak net 'n bietjie baie. Waar daar wel dink ek meriete in is om te gaan sê, goed, kom ek gaan kyk 'n bietjie na my verskillende tipes eiendomme. So kom ek gaan dalk en ek sê, ek het een maatskappy, as ek nou regtig 'n redelike wye portefeulje wil gaan doen. Ek het een maatskappy waarin ek my residensiële eiendom wat ek verhuur koop. Daai goed werk alles redelik dieselfde, ek het 'n maandelikse huur en daar's 'n paar gewone uitgawes wat daar deur hardloop. As ek egter dan nou 'n kommersiële eiendom of 'n industriële eiendom of 'n plaas of iets wil koop wat 'n besigheidstipe eiendom is, dan lyk die situasie gewoonlik 'n bietjie anders, want wat gebeur dan? Ek gaan, wanneer ek huur vra op hierdie eiendom, BTW moet vra daarop. Ek gaan waarskynlik BTW betaal wanneer ek hierdie eiendom koop, of alternatiewelik, en dis dalk 'n topic vir 'n ander dag, gaan ek dit as 'n lopende saak oorkoop. Maar ek wil nie noodwendig 'n eiendom wat ek nou BTW op moet gaan vra in my residensiële eiendomsportefeulje maatskappy gaan sit nie. En dan moet ek hom vir BTW gaan registreer. En soos ons nou weet, residensiële huur is vrygestel van BTW, maar nou raak dit kompleks. Watter uitgawes in hierdie maatskappy moet ek nou die inset BTW op eis en watter nie? So ek is daar geneig om te sê, gaan split dit dalk op daai manier 'n klein bietjie en sê, goed, my residensiële goed een kant, my kommersiële goed wat ek BTW opvra aan 'n ander kant, en as ek dan nou nog 'n portefeulje het waar ek byvoorbeeld sê maar 'n plaas of 'n ding het wat ek self gebruik, miskien moet ek dit dan nou ook nog in 'n derde maatskappy dan gaan sit. Daar's vir my meriete daarin. En ek dink daai punt is my laaste vraag, is ons sit elke nou en dan in 'n scenario waar 'n kliënt het 'n besigheid, 'n koffiewinkel of 'n verwinkel of harewarewinkel, en dan kry hy nou die geleentheid om die eiendom te koop waarin hy nou sy besigheid bedryf. En dan sê hy, nee, ek het nou klaar 'n maatskappy, so ek gaan hom sommer daarin koop. Is dit 'n goeie idee of nie?
Ja, so ek hou nie baie daarvan om in jou bedryfsmaatskappy jou eiendom te gaan koop nie. En die rede daarvoor is eintlik relatief eenvoudig. 'n Eiendomsbelegging is 'n baie lae risikobelegging. Daar is nie vreeslik baie wat met my eiendom kan fout gaan nie as ek hom goed verseker het en so dan is die kanse dat hy in waarde gaan afneem baie klein. In my bedryf is ek wel blootgestel aan risiko. Ek kan 'n eis optel van 'n kliënt wat ontevrede was met my diens of ek het dalk iewers 'n foutjie gemaak. Party ouens sit met groot debiteure wat hulle dalk nie kan betaal nie. So daar is 'n bepaalde risiko aan 'n ou se bedryf en jou bedryfsmaatskappy. En as daar regtig groot fout gaan in jou bedryfsmaatskappy, dan gaan jy potensieel daai maatskappy kan verloor deur middel van 'n likwidasie of so. En dan wil jy nie al jou eiers in een mandjie hê nie. Want hoekom moet jy in daai proses dan ook jou eiendom verloor? As jy jou eiendom dan een kant het in 'n ander maatskappy, dan is daai eiendom wat baie lae risiko is, veilig.